musiekfabriek. Ons is baie opgewonde om hulle ook hier so te kry en baie welkom en dat julle lekker speel en dat julle lekker sing. Ons sien uit daarna om te hoor wat julle vir ons voorberei het.
Ek wil vir u sê, dit voel vir my soos gister, dat my seun, wat nou 25 is, so in 'n slagorkes gespeel het. Dit voel net soos déjà vu. En dit is so wonderlik om te sien hoe jou kinders groei en ons wil vir Koos en vir Ida, en ook vir Dora Marie sê baie dankie. Dankie vir julle onbaatsigtige inploeg in die kinders. En ek dink dis waar mense liefde leer vir die Here. Waar jy liedere sing en daai liedere bly jou by vir die res van jou lewe. Wat maak jy as dit moeilik gaan in jou lewe? Gaan sing 'n geestelike lied. Dan voel jy beter. Wat maak dit as jy voel hoe jy wil droog maak? Om probeer 'n geestelike lied sing. Jy kan nie droog maak en 'n geestelike lied sing nie. Twee gaan nie saam nie. Dis of die een of die ander een. En dit is so wonderlik om te sien dat die kinders liefde het daarvoor. Ons het vir die kinders elkeen 'n geskenkpakkie en ons gaan hulle nie nou vir hulle uitdeel nie, mamas en papas. Maar julle moet maar besluit hoeveel suiker hulle mag kry. Ek weet as ons hulle nou gee, dan slaap hulle dalk nie, maar daar is 'n pakkie vir hulle elkeen. En baie dankie ook dat hulle hier kon wees en dat hulle kon optree en Koos dat jy vanmiddag kom uitpak het en dat julle ook soveel moeite doen met die kinders. Ek gaan nou oorgee aan Hennig van Wyk. Hy is ons 4dejaarse student, vir die wat nou vanoggend nog nie hier was nie. Hy is 'n 4dejaarse student op ons kweekskool en hy bring vir ons hierdie week die Pinkster reeks, maandag tot woensdag in die week en dan ook volgende Sondag, dan is dit ook sy laaste boodskap. Hennig, baie dankie en spreek soos die Here ook op jou hart gelê het. Goeienaand gemeente. Dis weer 'n wonderlike voorreg om vanaand hier saam met julle te wees. Nou, ek wil net beamoen dit wat Dominee nou gesê het en dit my so bygeval daar toe ek in die sitplek sit dat Kolossense 3 wat sê dat, laat ek dit net gou kry, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En ek dink die kindergesiggies wat vanoggend wat nou hier was, het vir ons so mooi kom uitbeeld hoe mense dit doen tot eer van die Here. Ek weet dat ons meestal een gehoor het, maar dit was tot eer van die Here. Hulle het uit volle bors uitgesing, omdat hulle dit doen met die liefde in hulle harte. En ek kan verstaan dat Jesus kindertjies na hom toe getrek het, omdat hy groot dankbaarheid vir hulle het, dat hy lief is vir hulle, en dat hierdie sommer sy hart baie vinnig laat klop, toe hulle nou so saam gesing het. Ons gaan dan net so sit en dan bid ons saam. Wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Here, U gee vir ons die antwoord en U sê, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Here, dit is met hierdie besef wat ons weet dat U heilig is en dat die standaard wat U stel heilig is. Here, die paadjie en die voorbeeld van die pad wat geloop moet word as kind van die Here, dat dit baie nou is en dat die standaard wat U stel, dat dit is wat nagevolg moet word. Here, ons kan nie uit onsself uit na U toe kom nie en dit is 'n dankbaarheid wat in ons harte na vore kom wanneer ons dink dat Jesus vir ons toegang gegee het tot die allerheiligste, dat ons mag toetree tot die allerheiligste, dat ons die troonkamer van God kan nader in gebed, ons laste by U kan kom neerlê. Here, die Halleluja lied wat ons sing, wat 'n vriend het ons in Jesus, wat sê, hoe dikwels lê ons smart, omdat ons nie ons node lê by God se Vaderhart. En dit is so, Here, dat ons nie U vertrou met ons laste nie, dat ons nie aan U dink wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan nie. En ek wil bid, Here, dat U elkeen sal versterk wat vanaand hier is. Ek dink so aan almal wat nie hier kan wees nie, weens omstandighede,
Ons verstaan die veiligheid in ons land wat glad nie daar is nie. 'n Mens vat 'n groot kans om die huis te verlaat, maar ons weet ook, Here, dat die mense oprig om na U huis toe te verkeer. En ons weet ook, daar waar hulle getrou is om U woord te kom luister, Here, dat U ook sal seën en veilig hou, dat U engele sal vooruit stuur vir die wat reis, dat U die besittings sal beskerm wat agtergelos word. En daarvoor sê ek dankie, Here, vir elkeen wat hier is, elkeen wat na die boodskap gaan luister, om verder te hoor wat Paulus aan die gemeente gesê het rondom U, en die erkenning wat daar moet wees vir die Here Jesus Christus, en dit wat hy ook kom doen het, en alles wat hy bewerk het. Ag Here, mag U met ons wees. Ons dink so ook aan die kinders wat hierdie week eksamen skryf. Ons dink aan hulle met die voorbereiding daarvan. Elke een wat so uitsien na die vakansie wat voor lê. Soos wat Dominee ook nou afgekondig het, die Jesusweek wat hulle ook hou tussen klomp kerke, dis die kerkgenootskap. En Here, dit is die liggaam van Christus, waarvan hy die hoof is, wat die nominasies kan saamroep om die waarheid van die evangelie aan kinders te kan bedien. En so wil ek vra, Here, dat U hulle daarin sal seën in die voorbereiding van die take wat op hande is. Ek dink so aan alles wat bymekaar moet kom, elke kind wat daar gaan wees, die inskrywings wat daar reeds is. Ons weet, Here, dat daar 'n maksimum getal is, en ons wil vra dat U dit sal bereik, deur kinders te stuur, kinders wat bereid is om U woord te hoor, wat lus is en 'n dors het na U woord. Ons bid vir hulle elkeen, Here. Ons dank U, Here, vir hierdie geleentheid, en ons gee dit af op U, of aan U, en ons wil vra, Here, dat U ook sal onderneem, dat U van sitplek tot sitplek sal beweeg, en in elke een se hart vasmaak, dit wat U ook aan die gemeente wil sê. Dankie, Here, dat ons dit kan vra in Jesus se wonderlike naam, en ons bid dit nie uit verdienste nie, maar alleenlik in die krag van sy naam. Amen. Nou, vanaand gaan ons weer dieselfde gedeelte saam lees, Kolossense 1 vers 1 tot en met 23. Nou die rede hoekom ons nou weer dieselfde gedeelte lees is juis omdat die verdere uitbouing daar is wat Jesus erken moet word vir sy deel in die skepping en dit wat hy so alles bewerk het. So ons gaan saam lees uit Kolossense 1 vanaf vers 1 tot en met vers 23. En ek hou dan vir u voor vanaf vers 1. Paulus, apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Timoteus, aan die heilige en gelowige broeders in Christus wat in Kolosse is, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het. Soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde medediensknegt, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is, wat ook julle liefde in die Gees aan ons te kenne gegee het. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het, naamlik verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping,
Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel, as julle ten minste gegrond en vasbly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ons het vanoggend begin met 'n reeks uit Kolossense, uit hierdie kort boek van Kolossense, en ek wil graag net so vinnige terugblik gee op dit wat ons reeds hanteer het. Ons het gesê die oorhoofse tema van die reeks wat ons vind in die boek is 'n opgewekte lewe in Christus. En dit sien ons dan in die eerste vers van die 3de hoofstuk, as julle dan saam met Christus opgewek is. En dit beteken dan dat alle kinders van God wat deel uitmaak van die liggaam, word as opgewekte lewens gesien. En dit is alleenlik Christus wat uit die doodheid kan opwek, wat lewend kan maak. Dit is hy wat lewend maak deur geboorte, wedergeboorte, wat hy die Heilige Gees ook skenk om ons as kinders van die Here te verseël. Nou so het ons vanoggend genoem dat daar in die tyd van die gemeente verskriklike aanslae was en dat daar verskeie dwaalleringe ontstaan het, juis om Jesus te ontken en dit wat hy kom doen het. En dit is wat Paulus in die begin van hierdie brief dan aangehaal het. En hy het gesê dat ons wat kinders van die Here is, ons wat opgewekte lewens in Christus het, dat ons hom moet erken vir wie hy werklik is. Maar ook dat ons aan dit sal vashou en dat ons nie deur die dwaalleringe van die ketters of ja, van die kettery ook, dat dit nie ons negatief sal beïnvloed nie. Nou dit wat Paulus aan hulle voorgehou het en wat hy begin het mee en wat ons vanoggend na gekyk het, ek gaan net daarso gou stil staan. Ons het vanoggend gekyk na 'n opgewekte lewe in Christus en dat ons hom sal erken vir wie hy werklik is. Nou vanaand se boodskap is net die opvolg van dit en dit is dan die tweede deel. Wat ons vanoggend gesien het, is dat 'n opgewekte lewe in Christus erken Jesus as die verlosser van die wêreld. 'n Opgewekte lewe in Christus erken Jesus as die openbaarder van God se wese. 'n Opgewekte lewe in Christus erken Jesus as die hoof van die liggaam. Nou een van die dinge wat Paulus ook noem in hierdie gedeelte wat ons nie vanoggend aangeraak het, sien ons in Kolossense 1 vers 18 dat hy die eerstgeborene uit die dode is. Nou dit is eenvoudig om te verstaan. Jesus het opgestaan uit die doodheid. Want ons het dit hierdie week het ons dit herdenk met Hemelvaart, waar hy opgestaan het en opgevaar het na die hemel en gaan sit aan die regterhand van God die Vader. En dit dui op hom wat lewe. En die wonderlike wete dat dit vir ons uitgebeeld word in die skrif. Die graf wat leeg was op die 3de dag. Die feit dat Jesus saam met sy disippels rondgewandel het vir 40 dae, wat hy homself bekend gaan maak het aan skares mense, dui dat hy lewe en dat ons so ook daaraan hom kan vashou. Hy het kom wys dat hy leef. En so het Paulus dit ook dan in hierdie gedeelte aangeraak. Nou met die voorbereidings van die reeks en ook hierdie boodskap, het ek afgekom op wat Wilmington sê in sy afdeling oor Christologie,
Christologie is die studie van Christus. Dit is wie Christus is, sy eienskappe, wat hy kon doen het, hoe hy staan in die skepping en alles oor hom. En hy maak hierdie belangrike punte wat nogals eintlik baie volg op vanoggend se boodskap. Hy sê vir die argitek is Jesus die hoeksteen, 1 Petrus 2 vers 6. Vir die astroloog is Jesus die son van regverdigheid, Maleagi 4 vers 2. Vir die bakker is Jesus die brood van die lewe, Johannes 6 vers 35. Vir die bankier is Jesus 'n verborgde skat, Matteus 13 vers 44. Vir die bouer is Jesus die vaste fondasie, Jesaja 28 vers 16. Vir die houtwerker is Jesus die deur, Johannes 10 vers 7. Vir die dokter is Jesus die groot geneesheer, Jeremia 8 vers 22. Vir die onderwyser is Jesus die nuwe en lewende weg, Hebreërs 10 vers 20. En dan vir die boer is Jesus die Here van die oes, Lukas 10 vers 2. Dit sluit so aan by vanoggend se boodskap, hierdie eienskappe waarin 'n mens begin vashou. En ons het gesien dat dit gevaarlik kan wees as jy eienskappe aan vashou en jy verwerp die ander eienskappe van Christus. Maar wat mooi is, soos uitgebeeld in hierdie voorbeelde, dat daar wel eienskappe van Christus uitstaan wat 'n mens kan aan vashou, maar sonder om die res te verwerp, om steeds Jesus te erken vir die ander eienskappe wat hy ook is, saam met die een waarin mens vashou. En dit is 'n volle erkenning van wie Jesus werklik is. En dit is absoluut nodig om hom te sien soos hy is en ook dit te erken, om hom in sy volheid op die ou einde dan te kan dien. Nou vanaand gaan ons na die gedeelte kyk wat Paulus verder hanteer met hierdie 4 gedagtes van wat Paulus noem oor Jesus. En soos ek vanoggend ook gesê dat dit baie interessant is dat al 4 hierdie eienskappe om hom te erken, is Jesus se deel in die skepping, in die heelal. En dit bewys net weer eens dat Jesus voor die tyd bestaan het, dat hy al reeds daar was, nog voordat enigiets vasgestel is. Ons sien in Kolossense 1 vers 17, en hy is voor alle dinge. En dit is dieselfde gedagte wat ons ook sien in Johannes 1 vers 1, wat sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En later brei hy uit Johannes, en hy sê in vers 14, en die woord het vlees geword. En daar is 'n rede hoekom hy die begin van alles is. Hy is die begin en die einde. Hy is die alfa en die omega. Alles het by hom begin, en alles sal ook by hom eindig. Nou dit is 4 gedagtes wat aansluit by vanoggend se boodskap, wat alles verband hou met Jesus se deel in die skepping. Dit wat hy gedoen het, en die deel wat hy gehad het ook daarin. En dit is noodsaaklik dat ons dit sal raak sien, ons as opgewektes in Christus, as kinders van die Here, ware wedergeborenes, dat ons sal weet dat Jesus die skepper van die heelal is. En dit bring ons dan by die eerste gedagte, 'n opgewekte lewe in Christus erken hom as die skepper van die heelal. Kolossense 1 vers 16 se laaste gedeelte wat sê, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Nou ons se God is 'n drie-enige God. Hy's Vader, hy's Seun en hy's Heilige Gees. 1 Johannes 5 vers 7 wat vir ons sê, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een. Nou deel van dit wat ons bely as Christene is dat God drie-enig is, dat hy een God is, maar dat hy bestaan uit 3 persone. Nou baie mense oor die tye het probeer om dit te illustreer, en dit is 'n moeilike konsep om te illustreer, want niks wat 'n mens aan dink, kan hierdie vir 'n mens oopmaak nie. Maar die wete wat ons het, dat God 3 persone is, dat hy in 3 verskillende maniere werk oor die mens, laat 'n mens besef dat God betrokke was by die skepping. En Genesis 1 vers 1 wat sê, in die begin
het God die hemel en die aarde geskape. Nou die God wat in Hebreëus gebruik word is Elohim, wat dui op veelvoud. Nie dat daar veel gode was nie, dit was een God, maar al drie van die drie-eenheid was betrokke by die skepping. En Jesus is die middel waardeur God alles geskaap het. Alles wat ontstaan het, alles het deur hom ontstaan. En daar is so baie feite in die skrif wat vir ons wys dat hy die skepper van die heelal is. Johannes 1 vers 3, alle dinge het deur hom ontstaan. Sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hebreërs 1 vers 1 en 2, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Johannes 1 vers 10 wat sê, hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Jesus is die skepper van die heelal en hy was van die begin af daar en alles wat ontstaan het deur hom ontstaan. Hy is self God en hy is die bemiddelaar van die heelal. Die see se grense is deur hom vasgestel. Spreuke 8 vers 29. Hy het ons niere in ons moederskoot gevorm, geweef. Psalm 139 vers 13. Want uit hom en deur hom en tot alle dinge, en tot hom is alle dinge. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, sê Romeine 11 vers 36. Nou die heelal is so deeglik deurbeplan dat die mens kan oorleef. Die son, die maan en die sterre, die bane van dit is so deeglik deurgestel. Ons het in die konsistorie daaroor gepraat dat gravitasiekrag, wat oom gesê het, is die swakste krag wat daar bestaan. Dat die Here dit gebruik om die heelal in sy perfekte orde te hou. Jesus het dit so bepaal, hy het dit so gemaak, so geskep, dat ons as mens kan oorleef. Alles in absolute perfektheid. Nou die term eersgeborene en eniggeborene word dikwels gebruik as 'n bewys dat Jesus slegs 'n skepsel is. En dit is glad nie die geval nie. Die terme wat hier vir Jesus gebruik word, is juis so gebruik om hom aan te dui en sy mag. Hy is die een deur wie alles geskep is. Die wêreld is deur hom geskape, die hemele, die owerhede, die magte, is alles deur hom geskape. Dit is die mag wat hy oor die skepping het. En dit sal ons dan bietjie later ook in 'n ander punt, in 'n ander gedeelte ook aanraak. Nou dit wat Paulus kom uitwys het, dat Jesus erken sal word as die skepper van die heelal. U as opgewekte lewe in Christus moet hom so raak sien, as skepper in die heelal. Baie dinge wat in die Bybel genoem word, kan goed uitgeredeneer word. Maar die feit dat Jesus deel is van die skepping en dat hy alles geskape het, is iets wat in bevraagteken gebring word daagliks. Die skeppingverhaal word daagliks aangeval, sodat hulle kan bewys dat God nie die skepper God is nie, dat Jesus nie deel is van die skepping nie, of dat hy nie dit geskaap het nie. Maar as kind van God, as opgewekte lewe in Christus, is dit juis dit wat ons moet erken. Ons moet erken dat hy die een is wat die wêreld gemaak het soos dit is. Hy is die een wat die hemele geskaap het, wat die wentelbane so hou. Dit is nie iets wat ons moet bevraagteken nie, maar is iets waarin ons moet glo. En juist dit wat Hebreërs 11 vers 3 ook vir ons sê, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Juist die evolusie leer, die Big Bang wat hulle voorstel, dat dit nie is as gevolg van dit nie, maar God het dit geskape uit die onsienlike, dit wat niemand kan sien nie, geen materie nie, was betrokke by die skepping nie. God het alles geskape uit niks uit nie. Nou het jy al Psalm 19 gelees, het jy al gesien die waarhede wat
Dawid gebruik om uit te beeld hoe God die skepping gebruik om sy blye boodskap te verkondig. Hy gebruik in die eerste gedeelte die skepping, die dag wat vir die volgende dag aankondig sonder woorde dat daar 'n skepper God is, die groot dade van God. Dis die blye boodskap wat die natuur bekend maak aan die mens. Dan in die tweede gedeelte van die Psalm gebruik hy God se woord, die getuienisse wat daar is. Dit wat opgeteken is in die woord, om God se skepingsverhaal ook aan die mens te kom bekendstel. Psalm 19 vers 1 sê, die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Nou ek is seker dat u al in die natuur gesit het, en in absolute bewondering gesit het, om te sien hoe al hierdie onmens deur een God geskape is. Hoe alles ontstaan het uit niks nie. As mens kyk na die sterre, waar die woord van die Here sê, dit is soos 'n laken, soos 'n tafeldoek wat oopgesprei is, die uitspansels van die hemelruim. Psalm 33 vers 6 sê, deur die woord van die Here is die hemele gemaak, en deur die gees van sy mond, hulle hele leer. Die woord van die Here. En dit is niemand anders as Jesus nie. Nou gemeente, die dwaling en die aanvalle wat daar is en vandag rondom die skepping, is juis so gerig om die bestaan van die wêreld aan iets anders toe te skryf, en nie aan God nie. Enigiets anderste, behalwe God. Maar ons wat erken, ons moet erken, dat deur God geskape is, dat dit deur Jesus geskape is. En juis omdat ons dit erken, in die geloof hou ons daaraan vas, kan ons die verskil wees daar buite. Dit is iets wat ongetwyfeld moet wees in ons gemoed, om te erken dat Jesus die skepper van die heelal is. En dit bring ons dan by die volgende gedagte wat Jesus ook uitgebeeld word in hierdie gedeelte rondom die skepping. 'n Opgewekte lewe in Christus erken hom as die onderhouer van sy skepping. Kolossense 1 vers 17 se tweede gedeelte, en in hom hou alle dinge stand. Nou met die gedagte van die drie-eenheid wat betrokke was by die skepping, het ons by die konklusie gekom dat Jesus die bemiddelaar is van die skepping, dat alles deur hom ontstaan het. En dit is so duidelik dat Paulus vir ons ook verder uitwys, dat hy die onderhouer is van die heelal. Daar is 'n oosterse lering wat sê dat God alles geskaap het, maar nadat hy alles geskaap het in absolute perfektheid het homself onttrek. En dit is glad nie die geval nie. God is die onderhouer van die skepping. Jesus is die onderhouer van die skepping. Hy is betrokke by elke aspek van die skepping. Johannes 5 vers 17, en Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Jesus is die onderhouer van die heelal, en daarvoor moet hy ook erkenning kry. Hy het nie net die heelal aan mekaar gesit en weggedraai en gewag dat die tyd verbygaan nie. Hy is betrokke by die skepping. Hy is die een wat alles by mekaar hou. Daar is 'n gids wat 'n groep mense deur 'n laboratorium geneem het. En by hierdie laboratorium het hulle die studie rondom atome gemaak. Hulle het atome nader begin ondersoek deur te sien hoe atome saamgestel is. Nou een van die bevindings wat hierdie studiegroep ook deurgegaan het en gesien het, dat die groter deel van 'n atoom wat so klein is eintlik ruimte. Daar is niks tussenin. En die vraag wat hierdie studietoer of die groep gevra het, is maar hoe is dit moontlik? Wat is dit wat atome bymekaar hou? En daar is nie 'n antwoord vir wat atome bymekaar hou nie. Maar ons as opgewekte lewens in Christus, ons ken die antwoord. Christus is die antwoord. Jesus is altyd die antwoord. Hy is die sement, soos die sement wat 'n gebou se stene aan mekaar hou. Hy is die een wat die atome bymekaar sit en dan volgens dit al hierdie molekules dat hulle een atoom kan vorm. Daarom, liewe vriende, kan ons tot die Here Jesus bid en vra dat hy sal reën stuur, want hy is die onderhouer van die heelal. Ons kan
aan hom vashou, ons kan op hom vertrou, omdat hy in absolute beheer is van dit wat hy geskaap het. Dit is daarom dat ons ook hom kan erken as die onderhouer van die heelal. Job sê in Job 5 vers 9 en 10, aan hom wat groot dinge doen en ondeurgrondelike wonders sonder getal, wat reën gee oor die aarde en waters uitstuur oor die velde. Liewe vriende, Jesus is werklik die begin en die einde. Hy is die Alfa en die Omega, hy is alles tussenin. Hy is die onderhouer van die heelal. Sonder hom wat alles in stand hou, sal alles in duie val. Die wêreld sal vergaan in 'n oogwink. As die Here wegdraai vir 'n oogwink, sal alles vergaan. Die strale van die son word so fyn gereguleer, dat sodra die Here afwyk, sal daardie son ons vinnig verteer. Filippense 2 vers 9 en 10 sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is. Ons moet Jesus erken as die onderhouer van die heelal dat hy dit is, want hy is die een wat alles in stand hou. En wanneer die kennis van Jesus as die onderhouer van die heelal in ons harte begin leef, is daar 'n vraag wat van self na vore sal kom, wat deur talle mense in die woord gevra is. En ons sien dit in Hebreërs 2 vers 6, wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u hom besoek? Want eers dan sal ons as mens besef hoe nietig en klein ons werklik is, as ons besef dat Jesus die onderhouer is van die heelal. Hy is die een wat onderhou, en hy voorsien ook soos wat hy wil. Die volgende gedagte wat ons moet erken, 'n opgewekte lewe in Christus, erken hom ook as die hoof van die hele skepping. Kolossense 1 vers 15 se tweede gedeelte, die eersgeborene van die hele skepping. En dit is wat Paulus gee, dit is 'n titel wat Paulus aan hom gee, Jesus as die enige geborene of die eersgeborene van die hele skepping. En dit is nie 'n term wat die orde van skepping vir ons voorhou nie, maar eerder sy mag, sy opperwese, wie hy is, die gesag wat hy het oor die skepping, wat Paulus aan ons bekend maak. Hy word bo die skepping aangestel. Psalm 89 vers 27, ja, ek sal hom 'n eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Hebreërs 1 vers 6 wat sê, en wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En dit is 'n deel, die eersgeborene is 'n gedagte wat eintlik uit die Ou Testament uitkom, waar die eersgeborene die gesag het, hy ontvang die erfdeel. En dit is nie altyd die orde van die geboorte wat tel nie, maar die een aan wie die gesag toegegee is. Deuteronomium 21 vers 17 wat sê, maar hy moet die eersgeborene, die seun van die nie geliefde vrou, erken deur aan hom 'n dubbele deel te gee van alles wat hy besit, want hy is die eersteling van sy krag, die eerste geboortereg is syne. En dit is eintlik baie duidelik. Esau en is dit Isak en Esau gewees? Ek het 'n bietjie vir 'n oomblik. Jakob en Esau. OK. Esau het sy eerste geboortereg verkoop. En daarom is Jakob geseën in Esau se plek. Nou ek weet daar was 'n bietjie 'n bedriegery gewees, maar dit was volgens die wil van God dat Jakob geseën sal wees en deur Jakob 'n nageslag vir God sou opgewek word, 'n volk sou wees. Nou Jesus is die eersgeborene van die hele skepping, want hy het totale mag oor die skepping. Hy het totale mag oor dit wat hy geskaap het. Hebreërs 1 vers 2, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Nou vanaand, dit was so mooi met die kindertjies wat hier hulle musiekinstrumente speel en hoe alles in orde gebeur, so ver as wat mens kan. Maar wanneer 'n mens kyk na 'n orkes, en dan sien mens dat daar iemand is wat as dirigent optree, om vir hierdie orkes op die regte tyd te wys,
wanneer hulle die simbaal moet slaan, of wanneer hulle die driehoekie moet slaan, of selfs die ding moet skud. Daar's 'n dirigent wat die orkes beheer. Dit is, sonder hierdie dirigent se instruksies sal die orkes nie kan doen wat hulle moet doen nie. Hulle sal miskien met die geoefende oor kan doen en aangaan, maar die tydsberekening sal dalk uitwees. Maar net so, soos wat die dirigent, die orkes se oë gefestig is op die dirigent, so is die skepping, die heelal, gefokus op Jesus wat die dirigent is van die heelal. Wat die hele skepping regeer, soos 'n dirigent 'n orkes sal regeer. Nou daar is heelwat bewyse wat bevestig dat hy mag het oor die skepping, en een wat baie vinnig in gedagte kom is Jesus wat geslaap het op die bootjie, en toe die disippels hom wakker gemaak het en gesê het, Here, ons is besig om te vergaan, die see is te rof. Jesus wat opgestaan het en die storm bestraf het en dit gaan lê het. Matteus 8 vers 26, en hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. Die wyse Salomo skryf in Spreuke 8 vers 28 en 29, toe hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloek sterk geword het, toe hy vir die see sy grens gestel het, wat die water sy bevel nie sou oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde vasgelê het. Jesus bepaal en regeer die heelal. Hy regeer die wyse waarop dit moet werk. Hy stel die grense van die see. Hy laat die son opkom soos hy moet. Hy laat die maan skyn in die aand. Hy het selfs mag om die son en die maan tot stilstand te bring. Nou as opgewekte lewens in Christus moet ons erken die oppermag wat hy het oor die skepping. Dat hy bepaal die aarde se bane, die wentel van die aarde. Hy bepaal die bane van die planete. Hy gebruik selfs reën om die bewoners van die aarde te seën. Hy gebruik die skepping en die natuur om oordeele oor volke uit te spreek. Ons vat die 10 plaae byvoorbeeld in Egipte. Die Here het dit gebruik om oordeel oor Egipte te bring. Aan die einde van die dae, soos wat jy op die kaart kan sien, sal daar oordeele kom oor die nasies wat oorbly, wat nie in die Here is nie. En hy sal die skepping, hy sal die natuur gebruik om oordeele oor die nasies uit te stort. Hy is ons Here Jesus Christus en hy het ons opgewek uit die dood. Hy is die skepper, die onderhouer van die heelal. En saam met hom kan ons lewend wees en ons kan hom erken vir dit wat hy gedoen het. Nou die laaste gedagte waarna ons vanaand gaan kyk, is 'n opgewekte lewe in Christus erken hom as hoof van die skepsel. Kolossense 1 vers 16 wat sê, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Nou ek weet dat dit baie naby aan mekaar is. Skepping en skepsel is baie naby aan mekaar, maar dit is definitief onderskeibaar van mekaar. Jesus het mag oor die skepsel wat ons as mens is. Alle mense wat deur hom geskape is, alle mense is deur hom geskape. En net soos hy mag het oor die skepping, het hy so mag oor die mens ook. Maar hy neem nooit die vrye wil van die mens af weg nie. Die mens het nog steeds die keuse om te doen wat hy wil. Maar Jesus het mag in sy alwetendheid, in sy alomteenwoordigheid en alwetendheid, weet hy wat in die toekoms gaan gebeur. Hy weet wat gaan gebeur en wat die besluit gaan wees wat die mens maak. En daarom wek hy profete op om die toekoms te kom profeteer in die ou dae. Hierdie dae praat hy deur sy woord. In die ou dae het hy profete opgewek. Nou een voorbeeld wat na vore kom, sien ons in Esegiel 1 vers 4, en dit is die eerste visioen wat Esegiel gehad het. Hy sê, toe het ek gekyk, en daar het 'n stormwind uit die noorde gekom en 'n groot wolk met onophoudelike vuur en 'n glans was rondom die wolk. En daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metale geskitter. Nou die storm wat opwek in die noorde in Esegiel se tyd,
was 'n bevestiging van 'n nasie wat sou opstaan teen die volk Israel. Die nasie sou uit die noorde uitkom en Israel kom aanval. En dit is baie opvallend dat hy ook verder skryf in Jesegiel 1 vers 28, soos die gedaante van die boog wat in die wolk is op 'n reëndag, so het die glans rondom gelyk, so die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van een wat spreek. Die Here sit agter hierdie storm. Die Here het hierdie storm gestuur. Hy het vir Jesegiel gewys wat hy gaan bring oor Israel, die oordeel van die nasie wat opkom uit die noorde. Dit is hy wat alles beweeg, dit is hy wat oordeel oor die mens gaan bring. Jesus as hoof van die skepsel en die magte, hy is by magte om dit te doen. Daniël bevestig ook dieselfde geval wanneer hy skryf in Daniël 2 vers 21, hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings aan en hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Die Here bepaal wie in bewind is en wie nie. Hy het mag oor die sienlike en die onsienlike. Nou dit is iets wat baie vinnig gewoonlik aan die duiwel toegeken word, die mag van sy bose en hoe hulle mag oor die wêreld het. Maar Jesus sê in Matteus 28 vers 18, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En soms vergeet ons ook dat die Here sekere dinge toelaat om mense te oordeel, om nasies en volke te oordeel. Want hy is in totale beheer, hy kan dit doen. Nou uit 'n persoonlike oogpunt wil ek vra, is dit nie dalk die rede dat ons as Afrikaner volk oorgelaat is aan 'n heersende mag wat in die duisternis wandel nie? Omdat ons vergeet het dat hy die mag het. Het ons nie dalk as volk van die Here afgewyk nie, dat hy ons oorgelaat het in hierdie oorheersende mag. En dit voel soms of ons uitkoms soek van mense, selfs mense wat oor see is, eerder as wat ons die Here vra dat hy die uitkoms sal gee. Ons getuig en ons sê gedurig, ek slaan my oë op na die berge, en ons vra die vraag, maar waar sal my hulp vandaan kom? En ons ken die antwoord, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Maar ek vra, ons ken dit, maar glo ons dit werklik? Gaan soek ons werklik ons antwoorde by die Here? Gaan soek ons die hulp wat hy verleen? Wanneer die erkenning aan Jesus gegee word as hoof oor die skepsel, dan sal die prentjie ook begin verander. Die oë sal oopgaan en die hartsmotief sal ook oopgaan. Ons weet dat daar 'n stryd is wat ons nie sien nie. Dit is nie 'n stryd teen vlees nie, maar dit is 'n stryd teen die bose magte in die lig. Ons weet dit, maar die Here verleen die hulp wat ons nodig het. Dit is nie nodig dat ons hulp by iemand anders gaan soek nie, want Jesus het die gesag, hy is die hoof van die skepsel. En in hom sal ons as opgewektes ook as oorwinnaars uittreë. Ons sal opstaan, want elke knie sal voor hom buig. Filippense 2 vers 9 tot 11 sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Nou, u moet hom erken as die een wat mag het. Erken hom as die een wat mag het oor die skepsel. Erken hom vir wie hy werklik is, as hoof van die skepsel. Dan sal u ook verstaan, dit wat hy bied, dat dit bo enigiets anders is. Dat hy werklik die uitkoms ook kan gee. Nou, om die boodskap saam te vat, 'n volle erkenning van wie Jesus werklik is absoluut nodig om hom in sy glorie en almag raak te sien. Want hy is die skepper van die heelal. Hy is die onderhouer van die hele skepping. Hy is die een wat heers oor die skepping. En hy is ook die een wat heers oor die skepsel.
Wanneer Jesus erken word vir wie hy werklik is, dan wil ek sê dat 'n mens met ander oë na die Here Jesus kyk, met 'n ander verwagting van die Here Jesus, met ander motiewe na hom kyk. Dit bring 'n diepe besef, wat baie min mense besef. Want hy is die koning van die heelal, en niks gaan by hom verby nie. Hy regeer oor sy heelal, en hy sit nie op 'n afstand weg, en wag vir die tyd om verby te gaan nie. Nou Jesus het vandag vir u kom wys wie hy werklik is. En u het die verantwoordelikheid om hom raak te sien, om hom te erken vir wie hy werklik is. Sodat u ook hom kan sien soos hy is, dat hy sy hele wese aan u kom openbaar, dat u hom kan dien met die wete wie hy is, sodat u elke eienskap ook kan bestudeer wat hy gee in sy woord, dat daar 'n vaste waarheid is en dat dit in die gemoed vasgelê sal word, vasgeanker sal wees in die hart, en dat dit nie net kopkennis is wat vergete bly nie. Dit is dwalinge wat inkom van buite af, wat geen vashou plek sal hê, as u werklik erken wie hy is nie. Nou ek wil u nooi om vanaand net vir 'n oomblik te dink oor die boodskappe van vandag en dit wat Paulus in hierdie gedeelte kom uitwys, dat hierdie waarhede wat vandag gedeel is, dat u dit sal nadink en opnuut 'n nuwe waardering sal kry vir wie Jesus is. Dat hy werklik die hoof sal wees van elke faset van u lewe en dat u hom ten volle sal dien, omdat hy is wie hy is. Amen. Kom ons sit en bid saam. Ons dierbare Here Jesus, Here, dit is 'n dankbare hart wat voor u staan vanaand om te weet dat u die hoof is van ons as liggaam, dat u die hoof is van die skepping, dat u die hoof is van elke een wat leef, elke ding wat leef, elke ding wat bestaan, het deur u ontstaan en niks wat ontstaan het ontstaan sonder u hande nie. Here, dis u wete ook dat u nie terugstaan en wag vir tyd om verby te gaan nie, maar dat u so betrokke is nog by die skepping, dat u so naby betrokke is in ons daaglikse lewens en ons kan daarvan getuig. Wanneer 'n mens terugkyk en sien hoe die hand van die Here werk in ons eie lewens, wat getuienisse opbring van hoe u genees, getuienisse opbring van hoe u voorsien, hoe u dinge bewerk, dan weet ons, Here, dat u nie ver is nie en dat ons aan u kan vashou omdat u ons lewende God is. Here, ek wil bid en vra dat u asseblief hierdie week ook met die res sal wees, met almal sal wees en ons dink so ook aan die gemeente, dat u hulle ook sal deurdra in die week. Ons bid so vir die dienste wat verder voorlê, môre aand, Dinsdag en Woensdag en dan afsluiting volgende week Sondag. Ag Here, mag u met ons wees en mag u ook met ons werk in hierdie tyd. Soos die volgelinge, soos die disippels in die bofortrek bymekaar gekom het en gebid met afwagting dat u die Heilige Gees oor hulle sal uitstort. Mag ons so bymekaar kom in u huis, Here, met die afwagting dat u ook in en deur ons sal werk. Ons dank u, Here, vir dit en ons vra u hand van beskerming oor ons elkeen waar ons huis toe gaan verkeer. Wees asseblief weer eens saam met die kinders by die skool en hulle eksamens wat afgelê moet word. Wees asseblief saam met elke een wat stryd het in hulle lewe en mag u ook deur dit alles verheerlik word. Here, ons erken u vir wie u is en ons sê dankie dat u dit aan ons kom openbaar. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit alleenlik in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.